Baie welkom. Ons is bly dat jy gekies het om die erediens van ons gemeente te kyk en te luister. Dit is beskikbaar beide op Facebook en YouTube. Mag dit met jou goed gaan, daar waar jy is. Kom ons word saam stil voor die Here. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Voordat ons uit sy woord lees, gaan ons eers saam tot die Here bid. Here ons God, ons begin met 'n belydenis en 'n erkentenis, dat ons glo dat U die lewende God is, dat ons glo dat U is soos wat U self openbaar het, eers deur die profete, toe in die Ou Testament, toe deur Jesus Christus, en dan nog weer verder ook in die res van die Nuwe Testament. Dankie dat ons U mag ken, dankie dat ons mag bid, dankie dat ons in afhanklikheid van U mag lewe. Wil jy asseblief vir ons vandag lei deur die Gees wanneer ons nadink oor die woord en oor die implikasies van ons nuutwording in U. Ons bid dit in afhanklikheid. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, ons skriflesing is uit 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ons gaan daar lees vers 17 tot 19. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Iemand vra vir my oor die konteks van hierdie bekende woorde in 2 Korintiërs 5. Kyk, die oue het verbygegaan. Alles het nuut geword. En dit is 'n baie gewilde teks, is 'n baie bekende teks, baie mooi teks, maar dit is goed om 'n bietjie stil te staan by die diepte en die betekenis van die oue en die nuwe. Ek lees net weer vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Logies gaan ons nou 'n bietjie vra, wat is die oue wat verby is en wat is die nuwe wat nou aangebreek het? En natuurlik moet ons tussen daai twee vrae ook die vraag vra, hoe het die nuwe aangebreek? Wat is die oue? Wel uit die teks is dit baie duidelik dat dit 'n situasie is waarin God en mens nie met mekaar versoen was nie. Maar dit is bekende woorde en dis Bybelse woorde. Miskien moet ons dit net so 'n bietjie vir onsself vry vertaal. Mense kon sê die oue beteken dat God en mens in 'n sekere spanning met mekaar verkeer, ook in hulle verhouding. En ek wil juist daarop dieper ingaan, hoe kan ons hierdie spanning verstaan? En dan weer eens die vraag, wat is die oue? 'n Mens moet ver gaan terugkyk om regtig die prentjie te kry van wat die oue is. Maar ek wil nou hierdie kortpad neem en eintlik die eindresultaat of die slot van die ondersoek na die konteks vir u weergee. Ek wil 'n groot konsep reduseer tot 2 woorde. Die woorde selfsug en eie belang. Daardie 2 woorde som die hele probleem op van die wanverhouding tussen God en mens in die eerste plek. Maar nie net daardie wanverhouding nie, want die oomblik as daai wanverhouding bestaan tussen God en mens, vloei dit ook deur na die mens tot mens verhouding. So ons het 2 groot konsepte van wanverhoudings. Ons verhouding tot God
en ons verhouding tot ons medemens. Kom ons begin by Genesis. Daar lees ons dat God gee aan die mens 'n onbeskryflike, belangrike en wonderlike posisie in sy skepping. Hy stel hom letterlik aan om te heers oor sy skepping. Maar saam met hierdie wonderlike posisie en geleentheid, stel God een beperking. Ek gaan telkens hierdie goed vry vertaal in hierdie boodskap. Ons sou daai beperking kon vertaal as: julle moet aan my gehoorsaam wees. Ek gee vir julle alles, ek stel julle in hierdie posisie aan as kroon van my skepping, maar ek stel een beperking: wees aan my gehoorsaam. Ons verwys na dit wat ons in Genesis lees ook as die proefgebod. Die feit dat God gesê die mens mag eet van al die bome in die tuin, behalwe van die een boom. Die boom van kennis van goed en kwaad. Dis die beperking en is die toets vir gehoorsaamheid. Maar die mens wil meer hê. Die mens wil meer hê as dit wat God vir ons bestem het en gegee het. Onthou, die Satan se versoek kom daarop neer, dat as julle van die boom eet, sal julle soos God wees. Dis eintlik waaroor dit gaan. As julle ongehoorsaam is aan God, julle nie steur aan hierdie een beperking nie, sal julle meer hê as wat God vir julle beloof het. Julle sal soos God wees. Die mens is selfsugtig. Die wese van die sonde is hierdie selfsug, en die wese van die sonde is eie belang. Dis nie verkeerd om eie belange te hê nie, maar is verkeerd wanneer eie belang bo aangestel word, en wanneer eie belang nagejaag word ten koste van my verhouding met God, en ten koste van my verhouding met my naaste. Die mens kies eie belang en selfsug bo gehoorsaamheid aan God. Geliefdes, in ons tweede hoofpunt, hoe lyk die gevolge van hierdie selfsugtige keuse wat die mens maak om meer te wil hê as wat God vir hom bestem en sy eie belang voorop te stel? Wel, ek het reeds genoem, dit bring 'n wanverhouding mee. In die eerste plek 'n wanverhouding tussen mens en God, maar dit bly nie daarby nie, dit vloei dan ook deur na 'n wanverhouding tussen mens en die gevolge gaan net verder en verder en verder. Dis baie belangrik dat mens die 10de gebod reg moet verstaan. Nou, die 10de gebod word dikwels verkeerd aangehaal as dat God gesê het ons mag nie begeer nie. Is nie waar nie. God sê op baie plekke in die Bybel dat ons mag begeer. Salomo is 'n baie goeie voorbeeld van iemand vir wie die Here gesê het, begeer wat ek vir jou moet gee. So die gebod moet in die eerste plek reg vertaal word, en in die tweede plek moet ons sien dat hierdie 10de gebod raak al die ander gebooie. Elke ander gebod kan verstaan word of gelees word saam met die 10de gebod. So wat is die korrekte vertaling? Die korrekte vertaling is nie dat ons nie mag begeer nie, maar dat ons nie mag begeer dit wat ons nie toekom nie. Dit wat God nie vir ons bestem het nie. Dan word begeerte 'n probleem. Anders gestel, ons mag nie selfsugtig wees in ons begeertes nie. En jy sal hoor dat ek die hele tyd twee terme so saam met mekaar gebruik, die selfsug en die eie belang voorop stel. Om selfsugtig te wees is om jou eie belang te stel bo die belang van God, bo die wil van God, bo die bedoeling van God. En om selfsugtig te wees is om eie belang bo ander mense se belange te stel of ten koste van ander mense. Nou, kom ons kyk kortliks na die 9 gebooie. Kom ons vra net, waarom wil die mens ander gode dien? Dis 'n selfsugtige begeerte om iets meer of anders te hê as wat God gegee het toe hy gesê het, ek is die Here jou God.
Waarom wil die mens afbeeldings maak van God? Want die mens is selfsugtig en hy dien sy eie belang. Ek is nie tevrede met die feit dat God gesê het, daar kan nie 'n afbeelding van hom gemaak word nie. Ek kan hom nie fisies voorstel met enigiets in die hele skepping nie. Maar ek het die begeerte om voor iets te kan buig, om iets sigbaar en tasbaar te hê om te aanbid. Daarom maak ek afbeeldings van God. Waarom sal 'n mens die naam van die Here misbruik? Hierdie naam wat gegee is om mee te aanbid, om God mee aan te roep. Natuurlik die selfsugtige begeerte om jou woorde meer krag te laat hê. Dis mos hoe ons die Here se naam gebruik, as 'n kragwoord, om ander mense mee skrik te maak, of bang te maak, of meer impak te hê in dit wat ons sê. Daarom misbruik ons sy naam. Die 4de gebod. Waarom sou 'n mens afwyk van 'n onbeskryflike wonderlike orde wat God gegee het vir die menslike lewe? 'n Orde van 6 dae werk, 1 dag rus, jou batterye herlaai, God weer raak sien as die gewer van alles. Waarom sou 'n mens dit wou doen? Selfsugtige begeertes om meer te kan doen, meer te kan verdien, meer te kan koop, meer te kan hê, meer geld, meer besittings, meer mag. Dis 'n selfsugtige eie belang behoefte wat maak dat ons nie die rusorde wat God gegee het respekteer nie. Jesus se woorde, die Sabbat is vir die mens gemaak, 'n geskenk van God af. Die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie. Die 5de gebod, gehoorsaamheid aan ouers, maar nie net aan ouers nie, aan alle gesagsfigure. Waarom sou mens ongehoorsaam wees aan jou ouers of aan gesagsfigure? Want ek is belangriker as die reëls. Ek is belangriker as die persone in 'n gesagsposisie. Ek is selfsugtig en ek dien my eie belang. En daarom steur ek my nie aan die reëls, aan die wette, aan die gesag wat orde moet handhaaf nie. Moord. Daar is so baie verskillende moorde. Ook verskillende tipes moord. Maar as ons dit nou na reduseer, na die kern van die oortreding en die probleem. Mense moor om hulle sin te kry. Om selfsug en eie belang voorop te stel. En as ek dan nie my sin kry nie, of dinge werk nie uit soos ek wil hê nie, dan maak ek iemand dood. Want ek is die belangrikste. Nie God en wat hy sê oor die lewe nie. Nie ander mense in respek vir hulle lewe nie. My eie belang. Egbreuk. Selfsugtige begeerte. Ek wil meer hê. Ek wil buite die grense gaan. Eie belang. Waarom steel mens? Presies dieselfde rede. Waarom lewer mense valse getuienis? Ek dink die Bybelse woorde valse getuienis is eintlik 'n bietjie te sag. Ons verstaan die beginsel, maar dit gaan daaroor dat ek lieg, dat ek selfs in 'n hof sal lieg. Waarom lieg ek? Want belangriker as die waarheid is dat die saak so sal uitdraai dat my belang gedien word. Selfsug, eie belang. Geliefdes, ek hoop ons het nou 'n prentjie van die oue. Ek lees weer vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Ons derde hoofpunt, wat bring die nuwe? Hoe kom die nuwe tot stand? Wie en wat maak mense nuut? En dan sal ons kyk na die nuutheid self. Hoe lyk 'n nuwe mens? Die antwoord is in vers 18. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.
Dit alles is die werk van God. Ek dink ons kan met ons beter kennis van die Nuwe Testament tog so 'n bietjie aanvul hier, en nie net sê die werk van God nie, natuurlik is dit die werk van God. Maar ons kan meer spesifiek sê, die nuwe wat gebring word, is die werk van die Heilige Gees. Want net die Heilige Gees kan die nuwe in 'n mens werk. Net die Heilige Gees kan mense gesindheid verander, jou insig verander, jou ingesteldheid verander, jou denke verander, jou optrede verander. Net die Heilige Gees. Ons vierde hoofpunt, hoe lyk die nuwe? Of anders gestel, hoe lyk die nuwe mens? Ou vertaling praat van 'n nuwe skepsel, ook 'n pragtige beeld. Wel, sodra ons besef hoe lief God ons het, dat hy deur Christus ons met hom self versoen het, en ons die sonde nie meer toereken nie, staan daar in ons teks, dan word mens nuut. Dis eers wanneer mens begin dink oor die impak van die realiteit dat Jesus jou verlosser is, dat die nuwe in jou kan ontstaan. En wat gebeur met 'n mens wat nuut is? Hy kan sy selfsug en sy eie belang eenkant skuif. Selfsug en eie belang ondergeskik maak aan God se wil, mense se belange, verhoudings, en so meer, en so meer, en so meer. Dis waarin die nuwe geleë is. In een sinnetjie, die nuwe is om te leef met 'n totale nuwe ingesteldheid. As mens nuut geword het, kan jy vra, wat is vir God belangrik? En onthou, dis nie so misterieuse vraag, as wat baie mense dit wil maak, asof ons nou met ons hande in ons hare sit, wat wil die Here hê nie? Begin maar by 2 punte, as jy enigstens na die wil van God soek. Weereens by die 10 gebooie. Daar's God se wil vir die lewe en die orde van die lewe en verhoudings met mense en met besittings en so meer, is uitgespel. Die wil van God is in die 10 gebooie uitdruklik uitgespel, en in Jesus se toepassing daarvan in die Nuwe Testament, waar hy dit opsom, waar hy dit interpreteer as om die Here jou God lief te hê met alles wat jy het en is. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jou naaste soos jouself. Dis die beginpunt om God se wil te soek. Dan kan mens in jou verhouding met God natuurlik bid vir die leiding van die Heilige Gees. Mens kan die Bybel lees en al hoe meer daar ontdek, maar dit is hoe God dinge gedoen wil hê. Dit is wat God in 'n verhouding van mense met homself verwag. Dit is wat God verwag van mense in hulle verhoudings met ander mense. So God se wil is tot 'n baie groot mate kenbaar. So ek begin vra, wat is vir God belangrik? En ek begin dan verder vra, hoe kan ek dit uitleef? Hoe kan ek hom lief hê? Hoe kan ek hom dien? Hoe kan ek hom gehoorsaam? En die tweede wat hiermee gelyk staan is, hoe beïnvloed my verhouding met God en hierdie nuutheid wat hy gebring het, al my ander verhoudings? Kan jy indink hoe ons verhoudings sal verander wanneer ons kan vra, hoe kan ek my inherente, byna natuurlike selfsug en eie belang bietjie eenkant skuif en net eers vra na die belange van God en die belange van ander? Dit is die vraag waaroor die nuutheid gaan. Vrae soos, wat is vir jou belangrik? Wat is in jou belang? En daar's nogal 'n groot verskil daartussen. Baie dinge is vir baie mense belangrik, maar dit gaan ook oor wat in hulle belang is, selfs al besef hulle nie dat dit belangrik is nie. Dan kom daar vrae op, as ek gevra het, wat is in jou belang? Vrae soos, hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou dien? Ons gebruik die Bybelse begrip, hoe kan ek jou lief hê?
Hoe kan ek gehoorsaam wees aan God se groot opdrag? Van die liefde nie net tot God nie, maar ook tot die naaste. Baie keer sal mens volstaan, en dis ons 5de hoofpunt. Baie keer sal mens volstaan met om net die beginsel te noem. Maar baie keer moet mens bietjie verder gaan en die praktiese implikasies van hierdie beginsel ook 'n bietjie uitspel. So wat ek in die 5de punt wil doen, ek wil hê ons moet saam kyk na en dink oor 'n paar spesifieke verhoudings waarin ons staan teenoor ander mense. En laat ek onmiddellik sê, hierdie voorbeelde wat ek gaan noem is nie my eie nie. Die voorbeelde wat ek wil noem berus op die verhoudings wat Jesus uitgespel het tydens sy lering, tydens sy openbare bediening, tydens sy hierwees op aarde. Hy het met mense gepraat oor hulle verhoudings. En dan natuurlik gelei deur die Heilige Gees, kom Paulus, en hy speel ook 'n baie belangrike rol, wanneer hy sekere verhoudings by die naam noem. So ek herhaal, hierdie lys van verhoudings is nie my eie lys nie. Verhoudings wat Jesus aangeraak het, verhoudings wat Paulus vir ons baie belangrike inligting oor geskryf het. Ek wil spesifiek begin by die verhouding met ons huweliksmaat. Sien nou die tyd om 'n totale ontleding te gee van wat als huweliksprobleme veroorsaak nie. Maar is daar 'n beter antwoord as om in die eerste plek te gaan kyk na selfsug, eie belang? Mense wat verwag dat die huweliksmaat daar is om hulle te dien, baie keer gesien word as hulle besitting. Vra soos, maak jy my nog gelukkig, asof dit jou verantwoordelikheid was om my gelukkig te maak. Jy sien, wanneer die nuwe kom en die selfsug en die eie belang skuif bietjie op die agtergrond en die behoeftes van die huweliksmaat word vir my belangrik, dan is ons besig met die nuwe. Ons verhouding met ons kinders en die omgekeerde. Kinders se verhoudings met hulle ouers. En dan moet ons op grond van die 10 gebooie saam met die ouers noem alle gesagsfigure. Hoe verander my verhouding met gesagsfigure wanneer die nuwe gekom het? Dan die verhouding met werknemers of ondergeskiktes in 'n werksopset. In die werksopset is daar baie vlakke en amper rangverskille. Hoe lyk 'n nuwe mens se verhouding met mense wat baie keer beskryf word as ons minder is? Paulus skryf ook oor die omgekeerde. Hoe lyk die verhouding met die werkgewers? Is dit 'n verhouding waarin ek die werkgewer probeer uitbuit, probeer verkil, probeer indoen want selfsug en eie belang dryf my? Of is my verhouding met die werkgewer ook een van dien? Sjoe, dan is dit weer my verhouding met my vyande, wat iemand nou ook al van jou 'n vyand maak, Jesus in die bergrede. Jesus sê julle het groot geword met die gedagte dat jy jou vyande moet haat. Ek sê vir julle is julle vyande ook moet lief hê. Nou natuurlik praat Jesus nie daar van 'n emosionele tipe liefde nie, hy praat nie van 'n warm gevoel teenoor mense wat jou vyand is nie. Maar hy praat van 'n sekere optrede, en 'n sekere manier van dien. Hy vertel die skokkende verhaal, en onthou in daai tyd was dit skokkend, van die barmhartige Samaritaan, wat so anders opgetree het as iemand wat eie belang vooropgestel het. Hoe raak hierdie ons verhouding met totale vreemdelinge? Kom, ek noem een kategorie van vreemdelinge. Hoe raak dit ons verhouding met mense wat nog nie die Here ken nie? Het ons 'n soort van 'n geestelike hoogmoedigheid? Ons is beter as mense wat nog nie Christene is nie? Of nie dieselfde God as ons dien nie? Watter indruk maak ons by hulle? Wat en hoe word hulle geraak deur of ons eie belang vooropstel
en of ons bereid is om te dien, omdat ons nuut is. Miskien nog 'n kategorie, hoe raak het ons verhouding met mense wat in dieselfde God as ons glo, maar wie se manier van kerk hou, manier van aanbidding, 'n bietjie anders lyk as ons sin. Moeilike vraag, maar belangrike vraag. Miskien kan jy hierdie lysie self aanvul, met voorbeelde waar aan ek nie eers gedink het nie. Probeer. Ek wil afsluit. Basiese opsomming. Die oue word gekenmerk deur selfsug, eie belang, voorop, bo alles. Bo God, bo ander mense. God verander mense deur hulle met homself te versoen. Hy vra nie net dat ons met hom versoen moet word nie, en laat dit aan ons oor nie. Hy gee wat ons nodig het. Hy versoen ons met homself deur Jesus Christus. Wanneer 'n mens met God versoen is, deur God nuut gemaak is, verander al jou verhoudings en jou totale perspektief van die lewe verander. Vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Amen. Kom ons bid weer saam. Here, baie dankie vir u woord, en dankie dat die woord soms soos 'n spieël voor ons gehou word. Help ons om nie in die spieël te kyk en moedeloos te word nie, maar om in die spieël te kyk en eerlik te wees en krities te wees, en nie te dink en nuwe vrae te vra. Here, help ons om deur u Gees nuut te word in hoe ons dink en hoe ons leef en hoe ons mense behandel. Ons bid dat u ons ook sal help met al ons uitdagings, en daar is so baie. Die uitdagings in ons land, die uitdagings in ons wêreld, die uitdagings in ons lewens, die uitdagings in ons families, die uitdagings in ons werkkring, gesondheidsuitdagings, en so meer, en so meer, en so meer. En dankie dat ons daaroor kan praat met u. Leiding kan vra, hulp kan vra, genesing kan vra, troos kan vra. Gaan asseblief nou met ons. Ons gebed is in u naam, op grond van die liefde en op grond van die oorwinning van Jesus Christus. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die versorgende en versterkende teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, bly by jou. Amen.